Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie in 'n lekker warm bergwind George, wat net een ding beteken. Die reën kom. En koue baie kom. baie koue. Hoe gaan met jou, Koos? Goed en jy, Gerard? Dit gaan baie goed, dankie. Hoe was jou naweek? Uitstekende naweek gehad. Al my kinders gesien, al my kleinkinders gesien. Daar's die naweek klaar daarbo. Lekker. Die konsert gehad en Ja. ons het kerk gehad. Daar's hy ook bo. Ek wou nou net sê, maar jy het 'n lekker konsert gehad Hey, Vrydag. wat 'n fees Maar was dit nie. dit was wonderlik. Ons het Sondag, gister, het ons hierdie nuwe reeks begin, Dis hoe die lewe werk. En hierdie reeks is 'n reeks wat ons kyk om 'n Bybelse lewensbeskouing te kry sodat ons 'n groter lewe kan leef. Nou, Koos, jy het gisteroggend begin en jy het gesê, en ek het dit baie daarvan gehou, want ons as mense is geneig om hierdie woorde te sê, ek is maar net 'n mens. Ag, ek is maar amper iets om te sê as 'n verskoning wat ek gebruik vir iets wat ek verkeerd doen of iets wat ek sleg in is. Ag, weet jy, ek is maar net 'n mens. Jy kan nie meer van my verwag nie. Maar dis glad nie wat die Bybel, as die Bybel oor die mens praat, is dit glad nie wat die Bybel sê nie. Daai woorde maar net dit pas nie in hierdie sin nie. Jy is 'n mens. Dis wonderlik, want die heel eerste openbaring in die Bybel is, as dit kom by oor praat van die mens, is daai woorde wat God self gesê het. Hy sê, laat ons die mens maak in ons beeld. Die teologiese woord is die imago Dei, die beeld van God. Ons is gemaak in sy beeld. Maar wanneer ons hierdie vergeet, of hierdie idee vergeet van ek is gemaak in God se beeld, en ons maak dit af, of ons maak dit minder belangrik, jy weet, dan gebeur donker dinge. As mens net kyk selfs in die geskiedenis, wat se donker dinge gebeur, as jy hierdie idee verklein of wegvat van wie die mens is en wie die mens gemaak is. Want ons dink dadelik aan een van die grootes, Adolf Hitler. Hy het daai ideologie gebou rondom die konsep van, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar dis Untermenschen. Dis maar die basiese woord van, daar bestaan 'n submens. Want hy het geglo dat daar is sekere mense wat minderwaardig was. Hulle was gesien as bloot biologiese rommel wat net verwyder moes word uit die samelewing uit. Om 'n suiwer ras te kan bewaar en te kan bewerkstellig. Nou net daai idee het die verskriklike boosheid van die Holocaust geregverdig vir daai mense. Want dit was 'n totale ontkenning van die imago Dei, wie God is, en dat ons as mens is gemaak in sy beeld. En die hele tyd, Koos, terwyl jy gister praat, dan is ek so bewus van hoe ons as mens maak met hierdie idee dat ons maar net mens is. Nou, jy het gister hierdie aanhaling gelees van Loos, en as 'n mens nou hierdie ding lees teenoor hierdie idee van wat Hitler van hulle denke en doen, het gesê, it is a serious thing to live in a society of possible gods and goddesses, to remember that the dullest and most uninteresting person you talk to may one day be a creature which, if you saw it now, you would be strongly tempted to worship, or else a horror and a corruption such as you now meet, if at all, only in a nightmare. All day long, we are in some degree helping each other to one or other of these destinations. So as dit waar is, dat ons maar net mense is, ons is maar net mense, maar dis natuurlik glad nie wat ons glo nie, ons is draers van God se beeld.
As daai idee wat ons het van ons is maar net mense, as ons dit glo, dan verander dit baie na hoe ons na mekaar kyk. Maar ook as ons glo dat ek is gemaak in God se beeld en ek is 'n goddelike mens, dan verander dit ook hoe ek maak met ander mense. Dit verander radikaal my idee ook oor hoe God na my kyk en hoe hy teenoor my voel. So, is God 'n God wat sy beeld in ons geplant het, maar dan ook ons verwerp? Dit is van die vraag wat uitkom. Of is hy 'n God wie se wese ons weerspieël in ons vryheid, ons liefde en ons kreatiwiteit? Wat maak ons met hierdie groot konsepte en idees dat ons is gemaak in God se beeld? Ja, Gerard, ek dink die vertrekpunt van Lewis plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op 'n mens. Ek is nie maar net 'n mens nie, in die positiewe of die negatiewe sin nie. Omdat ek gemaak is as 'n wese in wie God se beeld is. As ek hierdie wese gee vir boosheid, donkerte, is die potensiaal ontsettend groot. As ek dit gee vir God se wil, God se pad, eweneens is die potensiaal ook groot in die kant van die lig. En dis wat Lewis bedoel. Hitler is 'n geval daarvan. Om jou te gee vir donkerte het geweldige konsekwensies. Om jou te gee vir lig ook so. En hoe ons na mense kyk, dit plaas nou hierdie verantwoordelikheidsin, selfs my effek op 'n ander mens. Dit laat my dink aan ons kultuur. Hoe dink ons aan hierdie stelling? Ons leef in 'n kultuur wat sê nee, dit is nie moord om 'n ongebore kind dood te maak nie. Daai skepingsproses is nie God nie, dis bloot net 'n natuurlike proses. Daar is nie eers 'n mens daar nie. En jy weet, daar is 'n sekere liberale bewegings wat met groot ywer propageer dat selfs die kind wat nou net gebore is nog doodgemaak kan word. Want die moeder het die reg om te sê, wil ek my liggaam gee om die kind groot te maak. Om hierdie fundamentele stelling van die oorsprong van 'n mens nie te glo of te respekteer nie, het miljoene ongebore kinders al doodgemaak. Psalm 139 sê, voor my geboorte het God my gemaak. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek het nie mens na die beeld van God geword na dit nie. Natuurlik is dit irrelevant vir persone wat hierdie ultraliberale agenda het, want hulle glo ook nie eens dat 'n mens deur God gemaak word nie. Ek wil u loof sê, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. My vroegste vorming was alreeds 'n goddelike proses. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge toe ek gevorm is nie. Diep in my moederskoot reeds. U het toe my al gesien toe ek nog ongebore was. En dan sê hy, toe's my dae opgeskrywe, asof, Here, toe reeds het u oor my gedroom en 'n plan vir my gehad. Is dit maar net 'n mooi gedig? Is dit net van toepassing op een persoon? Of is dit hoe God is met elke mens? Die wetenskap sê vir ons, daar is 'n genetiese uniekheid. Die DNS van 'n embrio is reeds by die bevrugting onderskeibaar. Daar's 'n biologiese bloudruk, daar's klaar 'n unieke wese besig om te vorm. Wanneer ons die lewe
net reduseer tot biologiese materiaal, dan objektifiseer ons alles. Dis maar net dinge. Dan gaan mense morele drempel af. Dis dan makliker om van so iets ontslae te raak. As 'n mens net materie is, dan kan jy kom waar Hitler was. Dan kan jy gestremde persone, nee. Hulle benadeel die biologiese pool. Hitler het nie net sekere rasse doodgemaak, net van sy eie ras doodgemaak. Omdat hulle gebreke het. Nou, hulle het 'n proses gehad. Ek dink die T3 Euthanasia program gehad vir dit. Dis verskriklik, want alle mense volgens so 'n donker siening het nie in dieselfde mate, of het nie die beeld van God in hulle nie. Alle mense is nie gelyk nie, dit moet ons sê. 'n Persoon met 'n wat 100 meter in 9 sekondes kan hardloop, is nie gelyk aan 'n persoon soos ek, wat 100 meter in 5 minute kan hardloop nie. Hy's ver bo my biologies. So kan ons allerhande eienskappe, vermoëns van 'n mens wat mense is voorwaar nie gelyk nie. Maar mense is ewe waardevol. Elke mens is in God se oë ewe waardevol. Of jy nie eers kan praat of dink of sien nie, of jy net in 'n bed lê en net met spastiese samentrekkings jou dae vervul en moet gevoer word. Jy is volledig 'n refleksie van goddelike waarde. Daar's lewe en dis heilig. Om 'n mens net te sien as materie is verskriklik. Ek wil nie veel verder daarop uitbrei nie, maar so ook moet jy maak met die kinders in jou huis. Hier is individu, so ook met ou mense. Jy kan hulle nie afskryf nie. Daar steeds die ou wet in Levitikus 19, voor die grys hare moet jy opstaan. Hoor jy nou, Gerard? En mens kan daarby sit voor kaalkoppe ook. En die persoon van die oue moet jy eer. En hy koppel dit aan die vrees van God. So, ek dink dit groot implikasies as ons lewe as heilig sien. Dan kan jy ook nie sommer net so omgaan met seks nie. Sê wel, as daar nou toevallige swangerskap kom, dan kan ons daarom nou net abortus kry. Dit het 'n geweldige effek op jou totale lewensbeskouing, jou mensbeskouing. Hoe sien jy die mens? Maar Gerard, ek dink die meeste gelowiges sal nou met ons saamstem. Nee man, ons glo dit. Ons glo lewe is heilig. Ek kan nie dink 'n gelowige sê, ja, jy kan maar 'n kind, selfs wat pasgebore is, nog doodmaak nie. Ek dink daar sal ons sê, soos op dieselfde bladsy, maar daar is ook gevaarlike godsdienstige, Christelike idees wat vir my baie moeilik versoenbaar is met God se beeld tussen alle mense. Beslis. Ek in my studies nou die afgelope tyd dan lees jy nou baie oor hoe kultuur gevorm kan word deur 'n idee, net 'n idee. En mens sien dit nou byvoorbeeld in Hitler en mens sien dit in verskillende plekke hoe 'n idee 'n hele kultuur, 'n hele samelewing kan raak. Hierdie idee van Calvin oor die uitverkiesingsleer, dat daar is sekere mense wat gemaak is om wat verdoem gaan word, en dan is daar sekere mense wat nie verdoem is nie. Hy maak hierdie onderskeid. Kom ons gesels oor hierdie idee, want hierdie idee skep ook vir ons, nie net 'n godsbeeld nie, maar ook 'n mensbeskou, 'n nuwe beeld van ons mensbeskouing. Ek dink daardie idee is so gevaarlik dat dit kan baie maklik na Hitler se Untermensch idee toe gaan. Dat sekere mense is net hulle waarde is nie dieselfde as ander mense nie, maar tog sê die Bybel heeltemal iets anders. Oral ek 'n paar voorbeelde. Esegiel 18. Kyk, almal wat lewe, vers 4. Kyk, almal wat lewe behoort aan my. Die Vader sowel as die Seun behoort aan my, almal wat lewe. Psalm 24, vers 1. Die aarde en
alles wat daarop is, behoort aan die Here, die wêreld en die wat daar woon. In Handelinge 17 is die boodskap wat verkondig word as Paulus by heidene kom, sê, hy wat deur hom leef, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Hy sluit sy gehoor in, hy praat van die hele mensdom, aangesien ons dan self van God se geslag is. Praat hy nou met afgodedienaars, hy sê, moet ons nie dink dat die godheid gelyk is aan goud of silwer of klip, die produk van menslike kuns. So hy probeer heidene ongelowiges bereik met die boodskap, besef julle nie. God se beeld is in julle. Julle leef omdat sy asem in julle is. Nou, dit bring ons dan by 'n probleem as dit waar is, dat almal aan God behoort, almal leef deur sy toedoen, sy asem, sy beeld in hulle. Dit is die vraag, is daar universele liefde vir al sy handewerk? Kom ons praat nou eers net oor die mens, of is daar selektiewe verwerping? Want as jy sê, daar's 'n uitverkiesing om gered te word, dan moet jy sê, daar is 'n uitverkiesing om verwerp te word ook. Selektiewe verwerping. Het God alle mense ewe lief, of het hy net sekere mense so lief dat hy hulle wil red? Of het hy alle mense ewe lief, maar hy red net sekeres? Daar raak jy weer aan sy almag. Hoe is dit dat hy hierdie mense wat hy lief het, almal ewe lief, almal is ewe sondig, ewe verlore, maar hy kan net hierdie, maar wil hy dan net hierdie red? Hoekom wil hy nie die red wat hy nie lief het nie? Of wat hy wel ook lief het? Of het hy nie, kan jy sien in watter gat gaan jy in? Soos die Engels as jy land in 'n quagmire. Die gedagte dat God mense skep, met die uitsluitlike doel om hulle te verdoem, bots lynreg teen die karakter van God wat ons vind in die Bybel, Gerard. Dit is onmoontlik vir my om my daarmee te versoen. Ek stem 300% saam met jou, maar duiwels advokaat. So, daar sal die teenargument dan nou iets wees rondom God se alwetendheid. So, dis nie dat hy noodwendig die persone op net besluit het, wel Koos, jy gaan verdoem word, Gerard, jy gaan hemel toe nie. Maar dit gaan oor die feit is dat omdat hy die einde kan sien, en hy maak my nog steeds, is dit eintlik tot 'n mate hoe hy dit uitverkies het, want hy het nog steeds gekies om my te maak, alhoewel ek op die einde verdoem gaan word. Nêrens koppel die Bybel die twee gedagtes aan mekaar nie. Die een is 'n filosofiese ding waaroor jy dink, kennis van God, wat weet hy? Die ander is die wil van God, wat kies hy? Die uitverkiesingsleer het nie primêr te doen met God se kennis nie, dit het te doen met sy wil, die skepingsdoel van sekere mense. Hulle is gekies om verlore te gaan. Daarom kan hulle niks doen om gered te word nie. Daar's niks wat hulle daaraan kan doen nie. Jy kan slegs gered word as God jou trek. God trek net sekere mense. Ons stem saam, geen mens kan gered word as God hom nie trek nie. Die uitverkiesingsleer gaan verder en sê, daarom alle mense wat gered is gered omdat God hulle getrek het, punt. God het niemand anders getrek nie. En as God jou trek, dan gaan jy gered word. Dit is hoe dit is. As God jou nie trek nie, na hom toe nie, gaan jy verlore. Selektiewe verwerping. En dit vat ook 100% eintlik dan die hele gesprek van vrye wil ook van die tafel af. En dit is bitter moeilik. Kyk, daar's sekere verse wat, as jy wil, kan jy dit so probeer interpreteer. Nee, maar dit is waar wat hierdie idee is. Maar dan het jy met baie ooglopende verse groot probleme. 2 Petrus 3 vers 9 byvoorbeeld. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit, soos party mense dink nie. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore mag gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
Nou, as jy nou van die standpunt is, nee, maar daar's net 'n sekere selektiewe groep wat gered kan word, dan moet jy van die versie, nee, maar wat Petrus bedoel. Maar hoekom sê Petrus dit dan nie? Petrus bedoel nou nie almal in die mensdom nie, hy bedoel bloot almal wat God gaan kies, die ander, maar dan word die hele argument sinneloos. Ja, eintlik hierdie teologie word gebou rondom een of twee verse in die Bybel waar eintlik the full testament, ek sukkel die hele tyd om die regte Afrikaanse terminologie vir hierdie kyk, but the whole testament of scripture sê eintlik vir ons dat hierdie is nie wat daar bedoel Ja, word. as jy verse wat baie moeilik en obskuur is, vat, en dan verse wat baie duidelik waar is, moet verander om die obskure vers te interpreteer, het jy klaar moeilikheid. Om die moeilike som te probeer oplos deur te sê, maar dan kan 1 + 1 nie meer 2 wees nie, is 'n groot probleem. Ons gaan eers na die baie duidelike uitsprake in die skrif. 'n Ander voorbeeld van so 'n uitspraak is 1 Timoteus 2 vers 3 tot 4. So is dit goed en aanneemlik voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Hierdie is nie 'n interpreteerbare vers nie. Dis nie 'n moeilike, obskure vers wat praat oor tyd en ewigheid, kennis en voorkennis. Wat weet God, wat weet hy nie? Hierdie sê duidelik wat sy wil is. Ek wil hê elke mens wat ek gemaak het, moet tot kennis van die waarheid kom. God sit nie sy asem en sy beeld in 'n mens om daardie beeld te vernietig nie. Esegiel 33 vers 11 sê vir hulle, so seker as ek lewe, sê die Here my God, ek vind geen vreugde in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle bose vee, waarom wil julle sterf? Kan iets, Gerard, meer duideliker wees as dit? En dan word 'n idee dat 'n mens geskep is vir die oordeel 'n absolute absurditeit. Jy weet hierdie TULIP akroniem, vir al die deel unconditional election, waarvoor die U staan, en die L, limited atonement. Daar is 'n beperkte versoeningsdaad. Net vir 'n sekere selektiewe groep mense het Christus gesterf. Gerard, ek weet daar's wonderlike, dierbare gelowiges wat gebore is in hierdie tradisie en in wie die idee so diep gewortel is dat dit vir so 'n persoon byna voel hy laster as hy teen so 'n idee praat. Ek is in 'n sin arm en benadeeld genoeg dat dit nie met my kan, want ek het nie in 'n kerk groot geword nie. Ek het geen so affiniteit vir 'n leerstelling nie. Die eerste keer toe ek met die leerstelling te doen gekom het, gekry het, ja. En die manier van skrifinterpretasie, toe ek die Bybel lees, nie Calvin nie, en ek dink, maar is dit wat die Bybel bedoel? Toe het ek gevoel op daai oomblik ek gaan 'n ateïs word. Want as jy nie 'n sekere opvoeding het, en dan is dit vir jou die mees onlogiese idee dat 'n wese kan regverdig wees, maar hy maak sekere mense om verlore te gaan, maar oordeel hulle dan omdat hulle verlore gaan. En hierdie verlorenheid, is, en ek wil glad nie enigsins maak die Holocaust minder boos en verskriklik nie. Maar hierdie verlorenheid, waantoe hierdie mense verdoem is soveel erger as die Holocaust. So dan reduseer ons hierdie manier van dink, dat daar is 'n God wat dit sal doen. Hoe anders is hy dan as wat sy Hitler gedoen het in daai opsig? Jy is heeltemal reg. As die mens in die beeld van God geskape is, beteken dit die mens reflekteer iets van God se wese. Sy liefde, sy geregtigheid, sy wil.
as God 'n wese sou skep wat sy beeld dra, maar daardie wese vooraf bestem het vir die ewige verdoemenis, sonder die moontlikheid selfs van redding, sou God effektief besluit het om 'n gedeelte in 'n sin van homself, sy eie spieelbeeld, te haat en te vernietig. Het maak eintlik God 'n wese wat teen sy eie natuur verdeeld is. Dis ontsettend verwarrend. Dis vir my onmoontlik as hierdie die oorheersende filosofiese uitgangspunt van my godsdiens is, om mense te probeer bereik vir Jesus. Ek sal die hele tyd worstel. Jy weet, hoekom doen ek dit? Ja, wat is Die punt? persone wat gered moet word, sal gered word. Die wat moet verlore gaan, gaan verlore gaan. Kom ons maak die kerk se deure toe. Wel, net daar wat jy daar noem is 'n baie lang gesprek wat nog kan gevoer word en daar is baie al gesê oor dit. En dit is belangrik, maar die vir my is dit belangrik van hierdie goed en jy het net nou gesê, die ooglopende verse en die ooglopende idee van dit. As dit nie strook nie, hoekom sal ons dan enigstens kyk daarna as waarheid? As die ooglopende logika van die ding nie klop nie. 'n Voorbeeld hiervan, Gerard, dis nou presies wat jy sê. As jy die verse wat klaar 'n baie duidelike waarheid, onbetwisbaar stel, dan moet jy die verse wat moontlik die waarheid opponeer, herbesoek. So, kom ons vat so 'n vers. Romeine 9 vers 22 word dikwels gebruik deur mense wat hierdie leer aanhang, dat 'n mens, dit praat daar van die voorwerpe van toorn wat vir die ondergang reggemaak is of berei is. Hier kan jy sê, wag 'n bietjie, wat bedoel hy hierso? Daardie woord wat gemaak is of gereed gemaak is of voorberei is vir, hulle is voorwerpe van toorn. Die Griekse woord daar is katartismeina. Dit kan in die Griekse middelvorm gelees word, wat ook kon beteken, jy kan dit ook heeltemal korrek so vertaal, wat hulle self reggemaak het vir die ondergang. Jy hoef nie daardie vers te vertaal asof God hulle daarvoor gereed gemaak het nie. Jy kan die vers ook verstaan, dan strook hy met die ander verse. Om te sê, God se bepaling is dat God het nie individue vooraf gekies om verlore te gaan nie, maar hy het die gevolg vooraf bepaal. Die bepaalde beginsel staan vas. Wie my verwerp, is 'n voorwerp van toorn. Wie my verwerp, sal die einde van so 'n dood tegemoet gaan. Die oordeel is nie 'n arbitrære keuse van God nie, maar die bekragtiging van die mens se eie keuse om die bron van lewe te verstaan. Jeremia sê dieselfde ding. Jeremia 18, jy hoef dit nie so te interpreteer dat God die pottebakker nou is, maak 'n voorwerp bloot om dit stukkend te slaan nie, want dis syne, hy kan daarmee doen wat hy wil nie. Jeremia 18 in die agtergrond nou van hoe ons Romeine 9 korrek moet interpreteer, sien ons dat die pottebakker sy plan met die klei verander na gelang van hoe die klei reageer. Die oordeel is God se reaksie op die kleipot se kyk, hoe maak jy nou? Nee, ek wil jou nie so hê nie. Nou het die kleipot probleme, want hy stem nie ooreen met die oorspronklike kreatiewe voorneme en wil van God nie. So, die effek van hierdie voorwaardelike waarde van 'n mens. Alle mense het nie dieselfde waarde nie. Seker is maar die wat bestem is vir ondergang, ander is bestem vir redding. Wat doen dit aan 'n mens se selfbeeld? Wat doen dit aan jou? Hoor hier, as jy nou vir 'n oomblik 'n kykie kon hê in goddelike kennis. Ek was toe al die tyd bestem om, ek het nie 'n kans gehad nie. Jy het 'n saak teen so 'n wese. Ja. Jy kan nie my aankla vir iets wat jy bepaal het nie, dit was jou wil nie. So dan is regverdigheid ook uit die deur uit. Ja, en ek dink dit maak 'n massiewe klomp probleme. Ek sou eerder sê vir mense
wat uit so 'n tradisie kom en wat worstel met sulke skrifte, om te sê, gaan worstel eers met die moeilike skrifte, in die lig van die duidelike skrifte wat jy onvoorwaardelik glo. Dan sal jy kan kom by die evangelistiese, missionele dryf, oor die elke mens wat ek ontmoet, moet ek bearbei, want hy het 'n kans om gered te word. Dis wat Billy Graham, wat eintlik in 'n sin uit 'n omgewing gekom het, en 'n sekere teologie moes oorkom, dink ek. Want onder die baptiste is dit baie heersend. Maar Billy Graham kon honderde duisende, ek weet nie, seker miljoene mense vir die Here wen, maar hy het geglo, God never made a man that he did not love. And he never made a man that he did not want to save. Dan het ek 'n ander aanhaling wat baie gebruik word, ek kan nie die oorspronklike persoon wat dit gesê het opspoor nie. Hy sê, to say that God creates some people only to destroy them is to turn the Father of lights into a monster of darkness. Jy is na die beeld van God gemaak. Jou lewe kan uitwerk. En soos die hele reeks waar die reeks gaan, dit gaan oor hoe ons lewe, ons mensbeskouing ons nooi na 'n groter lewe toe. En dit verander dan totaal en al hoe ek oor myself, hoe ek dink aan myself en ook hoe ek met ander mense sal werk. Hoe werk ek met kinders? Hoe werk ek met bejaardes? Hoe werk ek met 'n kollega? Hoe werk ek met myself in my foute selfs? Met 'n ongelowige. Met 'n ongelowige, met al die verskillende mense met wie ons te doen het. Verander dit alles. En mag ons dan met 'n gesonde beeld van wie ek is en wie die God is wat my gemaak het. En hy het daai woorde gesê, kom ons maak hierdie persoon, kom ons maak vir Gerard in my beeld. Kom ons maak vir Koos in ons beeld. En elke persoon op hierdie aarde is 'n geskenk vir die wêreld. Want God het 'n plan met Koos, hy het 'n plan met Gerard, en hy het 'n plan met jou lewe, en hy het 'n wil vir jou lewe. En dit is nie om ons te verdoem nie. Wat 'n verskriklike idee sal dit wees. Ek kan dit net eenvoudig nie glo nie. Dankie Koos. Ons gaan binne die volgende paar maande gaan ons juis 'n hele reeks doen waar ons oor hierdie fundamentele geloofsfondasies deurwerk. So julle kan uitkyk, dit gaan 'n wonderlike reeks wees, maar ek gaan nie veel meer daaroor sê nie, maar binnekort gaan ons ook hieroor gesels. Dankie Koos, mag jy 'n wonderlike week verder hê. Tot volgende week, selfde plek, selfde tyd hier by Selawi. Totsiens.